Ek weet nie of u weet dat daar 'n boek in die Bybel is waar God se naam glad nie verskyn nie. Almal het mos deesdae Google. Esther. Sy, Esther. Sy is een van 2 vrouens wie se name boeke in die Bybel verwerf het. Wie is die ander ene? Rut. Ag, ek het nou gedink, nou is my hele preek daarmee weg. Ek het nou gedog, julle weet niks nie, en dan gaan ek dit nou vir julle vertel, nou weet julle dit. So wat nou? Goed, is die skerm aan? Ek wil nou eers vanaand die tema aankondig. En dit is geweldig aangrypend. En ek wil hê u moet daaroor nadink vanaand. Ons klein groepie mense vanaand hier in Wonderboom gemeente van die Evangelies Gereformeerde Kerk aan die suidpunt van die kontinent Afrika. Weet ek nie of u al elke een as individu persoonlik hierdie waarheid gevat het nie. Bestem vir 'n tyd soos hierdie. Ons is baie keer geneig om die goeie ou dae te vergoddelik. Ons sê baie keer vir mekaar, weet jy, die goeie ou dae, dan verlang jy na sekere dinge. Partykeer stuur mense in die sosiale media prentjies van wat 50 jaar gelede vir ons algemeen was. En dan is daar 'n heimwee en 'n terugverlange na die ou dae. En baie keer wanneer daar krisisse en nood in die lewe is, en wanneer dinge vir ons verkeerd loop, soos wat ons daarna kyk, dan is daar 'n verlange na die goeie ou dae. Die gevaar is dat ek my bestemming vir 'n tyd soos hierdie in 2026 aan die suidpunt van Afrika kan mis. En 'n emosie van wantroue in God se soewereine wil in te stel. Want God het dit goed gedink, dat daar vir ons goeie ou dae was, maar dat ons nou in hierdie gegewe situasie ons bevind, waarin ons vanaand bevind. Want God maak nie foute nie. As God wou gehad het dat jy vroeër moes gelewe het, dan het God 'n fout gemaak. En God maak nie foute nie. En daarom vanaand hierdie baie ernstige saak, bestem u en ek is bestem 'n spesifieke tyd, 'n gegewe moment in die geskiedenis van die mensdom, bestem vir 'n tyd soos hierdie. Dis die realiteit van ons dag. Ons leef in spanningsvolle tye. Dit voel vir ons asof dit permanent winter is. Asof die lente en die somer net nie wil aanbreek nie. Ons leef in 'n winterseisoen van baie stres en spanning. En iemand vra nou die dag vir my of ek ook nou die nuwe seepie op die TV kyk. Nou ek weet nie wat se seepies julle alles kyk nie, maar ek vra toe vir hom watter seepie. Toe sê hy Matlanga Kommissie Live. Nou ek weet nie of julle weet van daai seepie nie. Dis nou waar jy elke dag kan inskakel en kan luister na die Matlanga Kommissie en al die chaos in die polisie. Ons leef in 'n tyd van geweldige ekonomiese druk. Ons leef onder die spanning
van die dreigende wêreldoorlog in die Midde-Ooste. Net so vinnig vandag gehoor dat die samesprekings tussen Amerika en Iran weer op skipbreek is. Dit veroorsaak dat ons verhoogde petrolpryse moet verduur. Daar's hoë werkloosheid, wat geweldige afmetings van hartseer en armoede in die land veroorsaak. Daar is 'n sosiale spanning wat oral heers. Ons leef in 'n morele inploffing, waar al die aaklige goed van die wêreld en die duiwel wat die vader daarvan oor ons spoel. Korrupsie in sy hoogste en ernstigste graad. Ongelykheid, geweld. En so kan ons dit agter mekaar inryg. Maar daarom is die subtitel van hierdie boodskap vanaand bestem vir 'n tyd soos hierdie, te midde van. En hierdie is nou simbolies van al die goed wat verkeerd is in hierdie wêreld, bomme wat ontplof en korrupsie wat floreer. Dat God in 'n tyd soos hierdie vir jou en vir my bestem het. En daarom wil ons vanaand terugkyk waar daar in die Bybel so tydperk opgeteken is in die geskiedenis, en vanaand ontdek dat as ons na die geskiedenis gaan kyk, in Engels is dit history, maar is eintlik his story. Jy spreek hom net anders uit. As ons vanaand na geskiedenis gaan kyk, dan gaan ons his story ontdek. En dat ons daarmee saam vanaand sal ontdek dat jy en ek bestem is vir 'n tyd soos hierdie, te midde van bomme wat ontplof en korrupsie wat floreer, en ryg dan maar al die ander dinge daarby in. En ek wil dan vra dat ons lees uit die boek Ester, hoofstuk 4, en ons gaan oor na hoofstuk 5 toe, vers 9. Ek gaan vanaand hierdie paar hoofstukke van die boek baie kortliks met u hanteer, en u wat nie skryfgoed saamgebring het nie, ek dink om die hoogste waarde daaruit te tref, moet u dalk na die tyd weer gaan luister. Maar hier is baie in die geskiedenis opgeteken wat uiters belangrik is vir jou en my, wat bestem is vir 'n tyd soos hierdie. So ek gaan net hierdie gedeelte uit die boek uit saam met u lees. Ester 4 vanaf vers 12. En hulle het die woorde van Ester aan Mordegai meegedeel. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord: verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. Maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Toe sê Ester dat Mordegai moes antwoord, dat hulle Mordegai moes antwoord: gaan heen, versamel al die Jode wat in Susan te vinde is, en vas julle om my ontwil, en julle moenie eet en drink nie, 3 dae lank, nag en dag. Ek ook met my dienaresse sal net so vas, en so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens die wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om,
En Mordegai het heen gegaan en gedoen net soos Ester hom opgedra het. Op die 3de dag het Ester haar koninklik aangetrek en gaan staan in die binneste voorhof van die paleis van die koning, terwyl die koning op sy koninklike troon sit in die koninklike saal teenoor die ingang van die saal. En net toe die koningin Ester in die voorhof sien staan, het sy genade in sy oë gevind, en die koning het die goue scepter wat in sy hand was, na Ester uitgesteek, en Ester het nader gekom, en die punt van sy scepter aangeraak. Toe sê die koning vir haar, wat wil jy hê, koningin Ester? Of wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk, dit sal jou gegee word. Daarop antwoord Ester, as die koning dit goed vind, laat die koning dan vandag met Haman na die maaltyd kom wat ek vir hom berei het. En die koning sê, bring Haman gou, dat ons kan handel volgens die woord van Ester. En die koning en Haman het gegaan na die maaltyd wat Ester berei het. En terwyl hulle wyn drink, sê die koning vir Ester, wat is jou bede? Dit sal jou toegestaan word. En wat is jou versoek? Al was dit ook die helfte van die koninkryk, daaraan sal voldoen word. Daarop antwoord Ester en sê, my bede en my versoek is, as ek genade gevind het in die oë van die koning, en as die koning dit goed vind om my bede toe te staan, en aan my versoek te voldoen, laat die koning en Haman na die maaltyd kom, wat ek vir hulle sal berei. Dan sal ek môre na die wens van die koning handel. En op die dag het Haman bly en opgeruimd heen gegaan, maar toe Haman Mordegai in die poort van die koning sien, en dat hy nie opstaan of vir hom bevrees is nie, was Haman met woede vervul teen Mordegai. Net tot sover in die woord van die Here. Kom ons bid net saam. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie vir hierdie heilsgeskiedenis wat opgeteken is, en dat ons in 'n tyd soos hierdie ook weer vanaand herinner kan word aan die geskiedenis wat in hierdie boek Ester opgeteken is. Wil U ons harte oop en ontvanklik maak? Wil U woord diep in ons harte kom graveer, en laat Here U wil in ons harte geskied deur die diepe werking van U Heilige Gees. Amen. Bestem vir 'n tyd soos hierdie, te midde van bomme wat ontplof en korrupsie wat floreer. En ons teksvers vanaand is dan vers 14 van Ester hoofstuk 4, en die gedeelte wat sê, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie die tot koninklike waardigheid geraak het nie. En daarom wil ek u vanaand terugvat na die agtergrond van dit wat ons in hierdie boek Ester lees. 'n Boek waarin God se naam nêrens verskyn nie, wat uniek is, want die boeke van die Bybel moes beantwoord aan die kanon, die vaststelling, goddelike inspirasie, en dat hier geen melding van God gemaak word nie, is dit besonder uniek dat hierdie boek die toets van die kanon deurstaan het en deel is van die 66 boeke van die Bybel.
Die verhaal van Ester speel hom af tydens die oorskaduwing van die Persiese ryk 5 eeue voor Christus na die Babyloniese ballingskap. Die Jode was nog verspreid, almal het nog nie teruggekeer na hulle land toe nie, na Jerusalem nie, en soos ons hier gelees het, het baie van hulle in die stede soos Susan gebly. Die koning was in die geskiedenis bekend as Xerxes I, en na hom in die Bybel word verwys na koning Ahasveros. Nou hierdie Persiese ryk wat jy hier op die kaart sien, was 'n enorme gebied wat eintlik strek van die huidige Indië tot Ethiopië. Daardie ligging wat jy daar sien en met al die sees, as ek dit so kan noem, die Swart See, die Kaspiese See, die Persiese Golf, die Middellandse See, die Rooi See, baie strategies geleë, en hierdie gebied het omtrent volgens berekeninge 5 miljoen vierkante kilometer beslaan. Dit was die tyd van die Persiese ryk waarvan Ahasveros die koning, die regeerder was. Hierdie gebied lê oor 3 kontinente. As jy nou sal mooi kyk. Asië, Europa, Afrika. Hy het oor 3 kontinente gestrek. Hy was in 20 provinsies verdeel. En vir daardie tyd om en by 30 tot 35 miljoen inwoners. So dit was 'n baie prominente, 'n baie sterk ryk van die Meders en die Perse. Die Meders was 'n ander ryk, maar dit wys hoe die Persiese ryk 'n geweldige invloed uitgeoefen het. Maar die klem wat ek wil hê, my broer en suster, in hierdie agtergrond van die Persiese ryk, was dat dit totaal heidens was. 5 eeue voor Christus. Dis die agtergrond. En daarom is dit so belangrik dat ons hier in vers 14 lees, dat Ester in 'n tyd soos hierdie, waarvan ek nou die agtergrond gegee het, bestem was om op daardie moment daar te wees. Niks vroeër nie, niks later nie, niks beter nie. Maar bestem vir 'n tyd soos hierdie. As ons die boek verder bestudeer, dan sien ons 4 hoofkarakters. Die eerste hoofkarakter is hierdie pragtige vrou, Ester. Sy was nie net mooi in voorkoms nie, maar as ons 'n Bybelstudie van haar maak, 'n karakterstudie, dan was sy ook mooi van binne. 'n Unieke mens op daardie gegewe moment in die Persiese ryk. Maar sy was 'n Joodse weeskind. Sy het nie meer 'n pa en 'n ma gehad. In die verstrooiing van na Babylon en nou eintlik kom ek sê uitgespoel as 'n Joodse weeskind in die Persiese ryk. Sy's grootgemaak deur haar neef met die naam van Mordegai, van wie ons gelees het. Haar Hebreëse naam was Hadassa, maar die uitsonderlike kinkel in hierdie storie, in hierdie geskiedenis, het hierdie vrou die koningin, hierdie Joodse weeskind, die koningin van Persië geword.
En sy het haar Joodse identiteit verberg op die voorstel van oom Mordegai, wat haar binne daardie konteks groot gemaak het. Dit bring ons by die tweede karakter, hoofkarakter, en dit is Mordegai. Hy was Ester se neef en haar voog. Hy was binne daardie konteks 'n man van integriteit en geloof, wat besonders was in 'n sisteem van heidendom. Maar hy het 'n goeie werk losgeslaan in die Persiese Ryk, en hy was by 'n poortwagter van die koning, Ahasveros. Maar Mordegai het geweier om hom voor Haman te buig, het ons ook gelees in hierdie gedeelte. En dit het 'n vonk in die konflik waarna toe ons beweeg veroorsaak. Die derde hoofkarakter is dan die man Haman, van wie ons gelees het, 'n baie hoë amptenaar in die Persiese Ryk, 'n man vol van haat, Jodehaat en volkstrots, van waar hy vandaan gekom het. En dit het hom so gedryf. Daarom die stemme wat ons vandag hoor, my broer en suster, is niks niets en niks vreemd. Van al die eeue af, 5 eeue voor Christus, wou hulle al die Jode uit die sisteem uit hê. So dit wat nou aangaan, is wel bekend in die geskiedenis opgeteken. Haman het 'n totale Joodse uitwissing beplan. Hy wou 'n etniese reiniging bewerkstellig. En so is Haman in die tyd van Ester vir ons simbolies van die anti-goddelike magte wat deur die eeue heen aan die werk is en met sekere planne werk en nooit verander nie. En dat hulle met hierdie vernietigende trots rondloop om al die ander mense wat nie by hulle inpas nie te verwoes en te vernietig. Die vierde hoofkarakter is dan koning Ahasveros. Uit die aard van die Persiese Ryk en die invloed wat hulle uitgeoefen het, was hy 'n magtige koning, maar in sy mag wat hy gehad het, was hy baie beïnvloedbaar. Interessant hoe dat mense wat geweldige mag het, soms so maklik beïnvloed word. Hy is beïnvloed deurdat hy soms besluite geneem het en dit nie wel deurdink het nie. Emosionele, vinnige, ondeurdagte, impulsiewe besluite. En so is hy ook dan deur Haman in 'n besluit ingedwing en het hy goedkeuring gegee dat die Jode uitgewis kan word. Maar die wonder van koning Ahasveros, my broer en suster, waarvan ons vanaand hard en duidelik moet kennis neem, is hy word gebruik in God se groter plan. En daarom bring dit vir ons na hierdie 4 hoofkarakters, na die krisis en die konflik wat daar in Ester se tyd in die Persiese Ryk ontstaan het. Die eerste was dat Mordegai geweier het om Haman te eer. Hierdie voorbarige hoë amptenaar was so in met homself opgeskep dat almal voor hom die knie moes buig. Hy het hierdie selfgesentreerde grootheidswaan gehad. En Mordegai, wat in die poort van die koning
se paleis gewerk het hom nou nie die nodige eer bewys, soos wat ons hier gelees het, dat hy hom nou voor Haman die knie gebuig het nie. En dit was deel van die krisis en die konflik wat besig is om op te bou. Dit het Haman woedend gehad, het ons gelees vanaand in die woord van die Here. En dit het hom aangevuur om die koning Ahasveros, wat maklik beïnvloed was, te oortuig om hierdie wet uit te vaardig, 'n wet bekend te stel, en hierdie wet was om alle Jode te vernietig. Ja, om as dit ware 'n volksmoordbevel uit te vaardig. Dit was die haat waarmee Haman besit en besiel was. Daar moet hierdie etniese reiniging plaasvind. Die aardbodem moet skoongevee word van Jode. Jode haat. Ek sê weer 500 jaar voor Christus. En dit moet vir ons vandag, ook in die tyd waarin ons is, 'n baie duidelike boodskap stuur. Maar te midde van hierdie hele agtergrond, hierdie hoofkarakters, hierdie krisis wat besig is om op te bou, en in hierdie konflik te ontwikkel, is daar iemand agter die skerms, van wie ons in hierdie boek niks lees nie. En dit is God se rol in historie. God se rol, my broer en suster, dis een van die unieke kenmerke. As jy hierdie boek van Ester bestudeer, dat jy hier te midde van hierdie krisis en konflik en hierdie spanning wat opbou, in die agtergrond, die soewereine wil van God begin opmerk. God se naam word nêrens genoem nie, maar ons sien baie duidelik die hand van God sigbaar in die tydsberekening. Ons sien baie duidelik God se hand van voorsiening agter die skerms. Ons sien in die toevallighede baie duidelik goddelike ingrypings. En dit moet ons hoor vanaand, my broer en suster, dit moet ons aanspoor, dit moet ons opgewonde maak, om vanaand in hierdie geskiedenis van Ester, hierdie boek in die Bybel opnuut herinner word, dat God selfs werk, wanneer hy nie eers eksplisiet raak gesien word. Dis een van die wonderlikste ervarings vir my om te weet, dat al is God stil, al sien ek hom nie, al hoor ek hom nie, al ervaar ek hom nie, te midde van krisisse, te midde van bomme wat ontplof, te midde van korrupsie wat floreer, te weet dat God in sy volheid op die sekonde in tyd is. Hier sien ons dit. Dis die uniekheid van hierdie boek se waarde in die Bybel. Dat terwyl sy naam nêrens genoem word, kan ons nie anders as om verstom, verslae te staan oor wat besig is om hier agter die skerms te gebeur nie. En wat ons moet besef, ek verwys altyd na Job. As ons die eerste hoofstukke van Job lees, Job het nooit geweet van hoofstuk 42 in die Bybel nie. Hy was in diep elende en hartseer, binne die realiteit van sy omstandighede, waarin hy alles verloor het. Hy het sy vrou verloor, hy het sy kinders verloor,
Hy het sy eiendomme verloor. Hy het sy vee verloor, hy het sy sekuriteit verloor. Hy het op die ou einde ook sy gesondheid verloor. En hy sit op 'n ashoop en sy sere met potkerwe en krap. 'n donker prentjie. As ons dit nou lees in Job, dan kan ons dink, hoorie Job, byt net 'n bietjie vas. Hoofstuk 42 is op pad. Maar hy het dit nie geweet nie. Ester, Mordegai, het nie geweet wat besig is om agter die skerms te gebeur nie. Hulle was vasgevang in hierdie spannende situasie. Hier is 'n man wat beplan om hulle totaal van die aardbodem af uit te wis. En dan sien ons, maar God is besig om te werk. En dan bring dit ons by hierdie sleutelmomente, wat ek net vir u wil uitlig, om te sien hoe hierdie goed is in die geskiedenis, wat ons in hierdie boek van lees by mekaar uitkom. Ester word koningin. Wat 'n boodskap. Nou ek weet nie of jy weet hoe sy koningin geword het nie. Ek het nou al vir u gesê, sy was 'n Joodse weeskind. Maar al die pragtige vroue, nou, mens wil nie te ver en te diep daarop ingaan nie, ek wil net 'n gedagte by u laat. Al die pragtige jong maagde is na die koning se harem afgevoer, waar al sy byvroue gebly het. Ek sê vir u, dit was vieslike omstandighede. Daar was niks van morele waardes nie. Dis in 'n heidense konteks. En hierdie pragtige, mooi Joodse weeskind is saam met die ander heidense vroue afgevoer. En is daar 'n vermoede, ek wil nie sê dit is so nie, maar ek wil dit net vir u noem, die moontlikheid is sterk, dat die koning, soos wat hy al die ander byvroue in sy harem bymekaar gemaak het, is die kans goed dat Ester ook deurgeloop het. Dat sy ook dalk sedelik benadeel is. En as jy by haar weeskind ervaring dit byvoeg, dan wil ek hê jy moet hierdie persoon vanaand sien vir wie sy is. Hulle is vir 12 maande, dit was nou al die voorregte van die koning, hulle het hierdie mooi meisies op 'n 12 maande skoonheidsbehandeling geplaas. 6 maande is hulle met mirreolie masseer, en die ander 6 maande met balsem en parfuum. En as hy nou van nature skoon is, mooi was, kon jy dink hoe het hierdie Ester gelyk na al hierdie treatment. En sy het so uitgestaan uit al hierdie vroue, dat Ahasveros Vasti geskei het en vir hom Ester gevat het. En so het Ester die koningin van Persië geword. Moeilike geskiedenis, maar agter die skerms is God besig om te werk. Mordegai, die neef wat daar opgevoed het, ontdek 'n komplot wat teen die koning gevoer word.
Haman is besig om sy plan uit te voer. U kan hierdie geskiedenis nou in die boek Ester gaan lees. Ek som dit vir u kort op. Ester waag baie, ons het daarvan gelees. Sy met 'n versoek rig, sy's nou die koningin van Persië, maar sy's in groot spanning gedompel, want sy het 'n versoek wat sy wil rig, wat teen die wet was, en wat haar koninginskap kon vernietig het. So saam met haar skoonheid, het sy ook waagmoed gehad vir dit wat reg was. En sy nooi hulle vir ete, die koning en vir Haman, en daar word Haman ontmasker, en dan die grootste wonder, in plaas van 'n etniese reiniging, is sy instrumenteel in die redding en die uitkoms van die Joodse volk in die Persiese ryk. En dis opgeteken in die geskiedenis. So 'n historie is nie net 'n mooi veeverhaal en om 'n ou nou te laat goed voel nie. Daar is tot vandag toe nog binne die Joodse kultuur die Purimfees. Hierdie fees vier hulle om hierdie uitkoms wat God vir hulle in die Persiese ryk deur Ester moontlik gemaak het, te vier. Die Purimfees is 'n fees van vreugde en dankbaarheid. 'n Fees waarin hulle herinner word aan God se redding. 'n Fees waar hulle vier die oorwinning oor vernietiging. As ek nou kan terugkom na ons toe, vier ons op die 16de Desember Geloftedag. Wat vier ons? Ons vier God se redding, sy oorwinning oor vernietiging. Was daar nie 'n bloedrivier nie, dan was hierdie land nog steeds in sy heidendom vasgevang. Elke jaar hou ons geloftefees, 'n vreugdefees, om die Here te dank wat hy vir hierdie volk waarvan jy en ek deel is. Dis in die geskiedenis, dit het gebeur. So is daar die Purimfees vir die Jode. Daar was 'n dag, daar was 'n oomblik, daar was 'n moment toe hulle gered is. En dis dan die boodskap, my broer en suster, die wonderlike boodskap van hierdie boek. En dit is dat God is soewerein. God is in beheer. En ek ben so, kan dit so hard uitskreeu, dat die hele wêreld dit hoor. Want God lewe. Die God wat 5 eeue voor Christus gewerk het, in haaglike konfliksituasies, is vanaand dieselfde God. Die soewereine God. En my broer en suster, as ons niks sien nie, as ons niks voel nie, as ons uitgelewer voel, as ons oorweldig voel, dan moet hierdie een waarheid vanaand jou en my vasgryp. God is die God van die eeue. God is die God van die heelal. God is soewerein en hy sal sy wil laat geskied. Ons is nie uitgelewer aan die gode van die nuwe wêreldorde nie. Ons is nie uitgelewer aan die Illuminati nie. Ons is nie uitgelewer aan die ekonomiese grootes in hierdie wêreld nie. Ons is nie in die hande van die politici nie. Ons is in die hande van die lewende God. Die God van Ester en Mordegai. En al blaak die hel van woede, al lyk verswelging ons uiteinde, al lyk dit vir ons asof ons in die see gejaag gaan word,
God is soewerein. Hy bly trou tot in ewigheid. Hy sal nooit laat vaar die werke van sy hande nie. En in ons donkerste ure, waar ons soms worstel en God verlate voel, moet ons vanaand hoor, God is soewerein. God is in beheer, selfs al 4 wêreldsisteme hoogty, alle mag in die hemel en op die aarde, is in God se hand. Hy kan vertrou word. En ek dink dis ons grootste uitdaging in 'n tyd soos hierdie. En die magte van die duisternis is besig om ons geloof te laat twyfel. Ja, kerke is besig om leeg te loop. Sataniese magte is besig om hoogtyd te vier. En dit klink asof almal besig is om moed en spoed en hoop te verloor. Dan moet ons vanaand in die lig van hierdie woord opnuut ons vertroue in God plaas. Want hy maak nie beloftes en kom dit nie na nie. Hy bly getrou. En dan 'n wonderlike waarneming en 'n boodskap is hy gebruik gewone mense. En dit sien ons in Ester. Wat se kans het sy gehad? Maar sy het nie in haar ellende in 'n gat gaan sit nie. In haarself jammer gekry nie. En al die ander mense die skuld gegee wat vir haar ellende verantwoordelik was nie. Baie mense kan nie oor dinge in hulle lewe kom nie, want ons kry nie my ma, my pa of die onderwyser of 'n predikant wat my te nagekom het uit my stelsel uit nie. Ester het al die struikelblokke, het sy oorwin. En sy was maar net 'n gewone Joodse weeskind. Maar sy het moed gehou en sy was gehoorsaam. Onder groot spanning en groot druk het sy moed gehou en gehoorsaam gebly. En dat hierdie woorde uiteindelik vanaand nou tot jou en my kom, en wie weet of jy nie juis in 'n tyd soos hierdie tot koninklike waardigheid gekom het nie. Ester was bestem vir 'n tyd in die Persiese ryk. Het jy al ooit gewonder in hoe mate is jy bestem vir 'n tyd soos hierdie? Het jy al jou plek in die samelewing gevind? 'n Bestemde plek waarin jy weet God is besig om jou te gebruik. Hierdie verhaal van Ester is nie net 'n geskiedenisverhaal nie. Dis 'n profetiese prentjie vanaand vir jou en my broer, suster. God werk in die verborgene. Hy het nog nooit Suid-Afrika vergeet nie. En daarom kan ek uit my hart uit praat, ek voel soms of ons so diep in die gemors is, dat ons nie hier sal uitkom nie. Die ellende is so groot. En dan is dit wat ek vanaand vir u sê, my enigste behoud, is die God in wie ek glo, wat in die diepste verborgenhede werksaam is.
dat menslike moed, menslike oortuiging, menslike geloof in God berge kan versit. Ester het die hele volk, die Joodse volk, dat hulle vanaand nog op die aardbodem is, daarom die Purimfees, is 'n mens, 'n gewone mens wat voor God kom staan het en gesê het, Here, hier is ek. Gebruik my om 'n verskil te maak. En dat daar 'n goddelike omkeer moontlik is. Dit leer ons vanaand uit hierdie geskiedenis. En daarom is vers 14 van Ester 4 ons sleutelwoord. Dit was nie net 'n voorstel nie, maar 'n roepstem. En dis 'n roepstem vanaand na jou toe. Dat jy bestem is vir 'n tyd soos hierdie. Die geskiedenisboeke gaan oor 20, 30, 40, 50 jaar vir ons mooi verduidelik wat was die tyd. Ons kan nie nou mooi dit bepaal soos wat ons nou vanaand oor die Persiese Ryk kon praat nie. Maar iewers tervorentoe sal mense kan geskiedenis skryf. Maar in hierdie geskiedenis, terwyl ons nie die toekoms ken nie, moet daar manne en vroue wees vir 'n tyd soos hierdie. Sy kon nie stil bly nie. Sy moes praat, sy kon nie neutraal bly nie. 'n Tyd van krisis om stil te bly, maak jou nie onskuldig nie. As jy stil bly, beskerm jy nie jou roeping nie. As jy stil bly, kan dit jou bestemming kos. Jy kan nie stil bly oor onreg nie, jy kan nie stil bly oor sonde nie, jy kan nie stil bly oor die waarheid nie. Dit het 'n prys. Ester moes praat. Sy moes die moed van haar oortuiging hê om binne daardie krisismoment van konflik, van etniese reiniging wat oor hulle kan kom, moes sy opstaan en sy het 'n plan gemaak. Sy het 'n ete voorberei. God het deur Mordegai gewerk om Haman te ontbloot. En uiteindelik het Haman aan die galg gesterf, wat hy vir Mordegai opgerig het. Maar dit het Ester iets gekos. Sy moes kies tussen haar eie veiligheid of gehoorsaamheid. Sy moes kies tussen haar eie gemak en die roeping wat sy van God het. Sy moes kies tussen stil bly of praat. En in vers 16 kom haar toewyding so deur as sy sê, as ek omkom, dan kom ek om. Ek is in hierdie saak. En as ek my lewe daarvoor moet gee, dan is ek bereid om dit te doen. En so het jy en ek vanaand 'n Ester oomblik. Dis jou en my vanaand ons Ester moment. Om onreg en korrupsie, vrees en onsekerheid, morele, sedelike verwarring, 'n blinde oog voor te gooi, of om God te vra, help my om op te staan. Help my om te praat. Help my om te waag in hierdie goddelose wêreld. My broer en suster, dit gaan nie help om te vra, wat gaan met Suid-Afrika gebeur nie. Die vraag is, wat gaan jy doen, nou dat jy hier is? Want die redding van hierdie land gaan nie deur die parlement bepaal word.
Die redding van hierdie land lê in die hand van die kerk van Jesus Christus. Jy en ek. En dit bring my by daardie ernstige vraag. Jy is bestem vir 'n tyd soos hierdie. Jy is God se Ester in 2026 aan die suidpunt van Afrika. Jy kan God inroep vir integriteit in jou besigheid. Jy kan God inroep vir reinheid in jou privaatheid. Jy kan God inroep vir regverdigheid in jou optrede. En om aan te sluit by Arjan Baan, trek daai sirkeltjie om jou. Ons het die geneigtheid en die manier om altyd na ander te kyk. Ander moet uitkoms voorsien, ander dit en ander dat. Wat van jou? En wat van my? Ons kan nie hierdie land verander as ons soos hierdie land lewe nie. Maar ons kan hierdie land verander as God jou en my verander. As jy en ek vanaand ontdek, jy is hier geplaas om 'n verskil te maak. Jy is bestem vir 'n tyd soos hierdie. Hoe rig jy jou lewe in? Hoe bestuur jy die tyd en die kansse en die geleenthede wat jy het? Jy is nie per ongeluk hier nie. Jy is nie per ongeluk in Pretoria uitgespoel nie. In die straat waar jy bly, die straatnommer wat jy het, dis God se soewereine wil. Het jy dit al besef? Het jy dit al ontdek? Die beroep wat jy beoefen, is jy bestem vir 'n tyd soos hierdie. Daar waar jy is, dit wat jy doen, om daar lig te wees. Jy's 'n geroepene. Jy is deur God in 'n bedding geplant met sy hand. Hy het jou gestuur vir 'n tyd soos hierdie. Weet jy dit? Leef jy dit? Wat staan jy en ek te doen? En ek sluit daarmee af. God het jou hier geplaas. Dit moet jy nou vir jouself vat. Jy's nie net sommer 'n nommer nie. Jy is nie maar net toevallig hier nie. Jy is nie 'n glipsie nie. Wees kind, verkrag, misbruik, verwerp. Watter seer het jou getref? Watter terugslag moet jy deurborstel? Wat se drawbacks het jy? Jy's bestem vir 'n tyd soos hierdie. God wil jou uit al daardie seer, uit al daardie ongemak, uit al daardie terugslag genees en bevry. God het jou hier geplaas. 'n Oproep tot gebed. Gaan maak dit weer 'n gebedssaak, Here. Ek het my uit die koninkryk uitgeredeneer. Ek het my uitgepraat, ek is useless. Ek is niks werd. Here, ek is jammer. Ek het my nooit gesien soos U my gesien het nie.
Ek stel my beskikbaar. Here, gebruik my. Suiwer my. Berei die werke vir my voor waarvoor U my geroep het. Ek besef ek is U maaksel, ek is U skepsel. U het my gemaak vir 'n spesifieke doel, vir 'n spesifieke rede. Here, ek wil dit doen. Leef met integriteit. Stel dit as jou hoogste strewe. Eerlik, skoon, opreg. Geen bedrog, geen oneerlikheid, geen valsheid. Leef met die integriteit van die Here Jesus. Praat, bring hoop, bemoedig mense. En moenie net altyd donker praatjies praat wat vrees wek. En donker wolke oor mense bring nie. As jy praat planne, oplossings. Want God is in beheer. Gee om vir mense. Wees dienend. Wees lief vir mense. Reik uit na mense. Wees die goddelike hand wat uitreik na mense. Wees die tong wat met sout besprinkel is, wat sag val op mense se harte. Hê ore wat die noodkreet van mense hoor, en oë wat dit sien, en reik uit. In 'n harde, goddelose, duiwelse wêreld, dat jy en ek bestem is vir 'n tyd soos hierdie. Wees bereid om die prys te betaal. Dit gaan iets kos. Dit was nog nooit maklik. Die geestelike lewe is nie 'n piknik nie. Dis nie 'n lekker Sondagmiddag stappie in die botaniese tuine nie. Dis nie 'n somervakansie op Mauritius se wit strande nie. Dis nie 'n reis op 'n plesierboot waar jy met vrugtekelkies bedien word nie. En jy agteroor in die sonstoel en onder die sonsambreel sit in die kelders rondhardloop om jou te bedien nie, want jy het betaal. Ons is nie in 'n plesierboot nie. Ons is in 'n oorlogskip. Dit verg toewyding. Dit verg oorgawe. Maar dis waarvoor jy en ek bestem is. Dis die DNA van kinders van God in 'n tyd soos hierdie. Al ontplof die bomme, al floreer korrupsie, al lyk dit asof die duisternis ons oorweldig, is ek bestem vir 'n tyd soos hierdie. Nie 50 jaar terug nie, nie 50 jaar vorentoe nie, maar nou. Sal u vanaand uitstap as 'n oplossing, as 'n Ester, en saam met die Mordegai se hande vat en 'n verskil maak in hierdie wêreld. Hierdie is nie 'n boodskap wat jy vir enige een kan aanstuur nie. Hierdie boodskap is vir jou. Jy moet besluit wat jy daarmee gaan maak. Het God jou nie juis in 'n tyd soos hierdie laat lewe, omdat hy in jou die potensiaal sien, om in 'n tyd soos hierdie sy uitverkore instrumente wees binne hierdie gegewe omstandighede. Mag die Here u help. Amen.
Here, ons dankie vir hierdie wonderlike geskiedenis wat opgeteken is en dat ons net vanaand kon baai in die gloed van u goedheid. En al gaan mense deur moeilike omstandighede, al gaan mense deur geweldige versoekings, al voel ons soms of ons wil moed opgee, omdat ons van alle kante af gedruk word, om vanaand net te hoor, u is die soewereine God, wat ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. En dankie vir hierdie wonderlike geskiedenis wat opgeteken is, waarna ons vanaand in Pretoria in 2026 opnuut weer verkoop kan word. Dat u ons in 'n tyd soos hierdie wil gebruik en al sien ons niks, al verstaan ons op hierdie stadium niks, dat ons vanaand net ons vertroue weer in u as die almagtige God plaas, wat triomfeer oor volkere en nasies, en dat ons met 'n verwagting kan uitkyk wanneer u basuin sal blaas, en u kinders sal kom haal. Tot dan, help ons Here, om u plan met ons lewe uit te leef, in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan 'n slotlied saam sing. Abba Vader, daar is niemand soos u nie. Kom ons sing dit bidend saam, en my gebed is dat u vanaand opnuut weer u lewe sal evalueer. Watter fase van u lewe, watter ouderdomsperk u instaan. Jy is bestem vir 'n tyd soos hierdie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die versterkende, opbouende werking van die Heilige Gees elke tree met u wees.